is a place on earth. Hierdie liedjie van Belinda Carlisle sit al heel week in my kop vas. Bernice West het ook 'n liedjie met dieselfde titel, maar in Afrikaans. Selfs keer Darren raak aan hierdie konsep wanneer hy sing van daar is hemel op Tafelberg. Maar hoekom is hierdie spreekwoord so bekend? En wat beteken hemel op aarde nou eintlik? In die Bybel word woorde soos hemel en aarde gebruik om te verwys na God se spasie en die mens se spasie. Alhoewel die aarde vir ons 'n bekende begrip is die hemel soms vir ons onbegryplik. In ons gedagtes is hierdie twee ruimtes wat baie apart van mekaar bestaan en wat soos dag en nag van mekaar verskil. Dit is egter interessant dat die Bybel nie altyd hierdie twee ruimtes van mekaar skei nie. Die Bybel beskryf hulle soms as twee dimensies wat soms oorvleuel en in dieselfde ruimte bestaan. En dit is waar hierdie spreekwoord hemel op aarde vandaan kom. Ons praat baie van hemel toe gaan wanneer ons eendag sterf, maar hierdie konsep van hemel en aarde wat oorvleuel word nie baie bespreek nie. En dit is eintlik vreemd, want die hele storie van die Bybel gaan oor hierdie hereniging van hemel en aarde. Hierdie een word van God se spasie en ons spasie. Dit is ook waarom daar in die antieke wêreld tempels en tabernakels was. Tempels was 'n plek gewees waar God se teenwoordigheid ervaar kan word. Mense kon dus in die tempel ingaan en God se teenwoordigheid ervaar. In die middel van die tempel was daar 'n plek wat die allerheiligste genoem word. En dit was soos die kern van God se teenwoordigheid. Net in daardie spasie kon die menslike ruimte en die goddelike ruimte oorvleuel. Die probleem is egter dat die menslike ruimte vol sonde en ongeregtigheid is. En daarom het die Israeliete geglo dat jy eers 'n diereoffer moet bring voordat jy in die tempel kan binnegaan. Die offer het dan so half die sonde geabsorbeer deur om in jou plek te sterf. En dan het dit 'n skoon ruimte gemaak wat jou vryheid gee om in die teenwoordigheid van God te kom. In die evangelie van Johannes hoor ons egter hoe daar gesê word dat God mens geword het in Jesus Christus en onder ons kom woon het. Hierdie woord woon is egter baie interessant, want dit beteken letterlik om tabernakel op te slaan. Jesus het letterlik die tempel geword. Hy het nou die plek geword waar hemel en aarde oorvleuel. Jesus bly egter nie net in hierdie veilige, skoon ruimte nie. Hy gaan uit en hy gaan loop rond tussen die mense. Hy gaan maak vriende met sondaars. Hy bring genesing en hy vergewe mense van hul sondes. Hy het tegnies stukkies hemel hier op aarde laat aanbreek waar mense in God se teenwoordigheid kon wees. Hy sê ook gereeld vir almal dat die koninkryk van die hemel naby is. En hy leer self sy volgelinge om te bid, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Johannes die Doper het ook genoem dat Jesus die lam van God is wat die wêreld se sondes kom wegneem. So Jesus is nie net die tempel nie, hy is ook die tempeloffer. En dit is hoekom hy gekruisig is. Die kruis word die plek waar hy die wêreld se sonde kom absorbeer. En dit is nie net beperk soos die diereoffers nie. Jesus se offer kan versprei sodat al meer hemel op aarde kan deurbreek. Boonop dit het hy sy Gees vir ons gestuur. Die Gees help ons om God se toekoms 'n werklikheid te maak in die hede. So ons wat die Gees ontvang het, leef alreeds op die kruispunt tussen hemel en aarde. Kom ons gaan leef hierdie week in liefde, sodat ons nes Jesus stukkies hemel op die aarde kan skep. Kom ons bring die vreugde en die vrede van die hemel ook hier op aarde.